episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Gerard van Ryn. Goeiedag almal, dis 'n vreugde om vandag weer saam met julle te wees en ons is vandag by ons laaste episode in ons reeks oor die gereformeerde katekismes van menslike seksualiteit. Nou hier's nou al baie gesê, baie gepraat, baie gegroei ook in hierdie reeks en by ons laaste episode gaan ons op een vraag en antwoord fokus, die laaste een, maar hoe bewys ons dan liefde aan mense wat in seksuele sonde lewe? Saam met my vandag is Jaco de Beer, hy daar in die koue Kaap en ek in die vuurwarm Komatipoort en ek sien uit om verder saam met jou te gesels, Jaco. Goeiemôre Gerrie. Ek lees graag vir ons vraag 41, die laaste vraag en antwoord van die katekismes. Hoe moet liefde bewys word aan die wat in seksuele sonde leef? Die antwoord, ons moenie die wat in die greep van seksuele sonde is vermy of ontwyk nie. In steede hiervan moet ons in liefde by die waarheid oor seksuele sonde, bekering en geloof in Christus bly. Getuienis gee van die verlossing wat God ons van ons eie sondes gegee het en liefdesdiens betoon. Deur ons godvreesende lewe behoort ons daarna te streef om ons naaste vir Christus te wen. Dit is 'n baie mooi manier hoe die vraag gestel word, hoe moet ons liefde bewys? Want op baie keer is mense se benadering, ek vermy iemand soos die pes, wie se sonde anders as my eie lyk. En dit is nogal, as mens aan seksuele sonde dink, dit is 'n swaar stryd om te skry, en sou ons dan net eenvoudig sê, wel, ons het niks met sulke mense te doen nie. Waar gaan hulle dan van die liefde en die genade en die oproep tot bekering hoor wat die Here gee? Nou natuurlik beteken die liefde bewys glad nie, ons moenie die pad van die tug ook stap nie. Dis tog liefde is om die tug te bedien. Maar dis net so 'n voorlopige opmerking. Jaco, ek gooi die bal vir jou. Ja, Gerrie, ek dink die katekismes maak dit baie duidelik in ons dat liefde aan mense in seksuele sonde beteken nie dat ons hulle vermy of verwerp nie. Inteendeel, ek dink dit is juist belangrik dat ons altyd met die woord van God na mense toe gaan, na die sulkes toe gaan, met die evangelie veral, die evangelie van bevryding, wat mense juist bevry van hierdie donker duisternis sonde. Terwyl ons nie vergeet nie, dat ons self ook daar was en tot 'n mate ook self teen sonde stry. En ek dink ons gaan later 'n bietjie hieraan raak, moet ons dan ook besef, daar's nie 'n ding soos klein sonde en groot sonde nie. So ons moet altyd in genade leef, eerstens teenoor onsself, hoe ons onsself sien, want dit gaan ons houding baie verander teenoor ander mense. En tweedens, besef ons is besig met iemand wat deur die Here geskaap is, 'n beelddraer van hom, wat ook 'n siel het, en daai siel gaan in die ewige verdoemenis in. Ons kan, die Engelse woord is weaponize, nie? Ons kan mense wat in daai kategorie val weaponize, ons kan hulle soos doodsvyande begin sien, mense met wie ons moet oorlog maak, mense wie ons moet doodmaak, mense wie ons moet met ons tong en met ons gedagtes dooddruk in die samelewing. Dan vergeet ons binne dit alles dat hoe Christus gereageer het teenoor sy grootste vyande, selfs die Fariseërs. Ek dink baie aan daai beeld voor die tempel in Jerusalem, waar Jesus op sy knieë neergesak het in trane en hy gesê het, o Jerusalem, hoe graag wou ek julle nie vertroos nie, en julle wou nie luister nie. Dis is die mense wat hom sou kruisig oor 'n ruk van daar af, en die mense wat hom haat en bloed spoeg elke dag teenoor hom. So, ons vergeet maklik in ons menslikheid daai deel,
En so ons roeping is nie om terug te trek in vrees en afskeid en haat nie, maar om liefde te bly staan by die waarheid. En dis nie 'n liefde wat stil bly nie, maar 'n liefde wat die waarheid van die sonde, bekering, die verlossing in Christus duidelik maak. En dit beteken ons dra die getuienis dat God ons ook uit sonde gered het. En dan moet ons liefde wys in sigbare diens met die evangelie ook aan die sulke opinies. En selfs ons vyande lief hê en ander wang draai, jy weet. Sou dit gebeur dat ons dan self vervolg word of uitgeskel word. Ja. Ja, kyk, dit is al reeds en dit is waarom dit so belangrik is om by die waarheid te bly. Die wêreld gaan baie kwaad wees vir jou as jy na enige vorm van seksualiteit as sonde verwys. Want wie is jy nou te oordeel? Maar ons kry by die Here die opdrag 1 Korintiërs 5 om as gelowiges onder mekaar te oordeel. En as ons net byvoorbeeld aan die pad van Matteus 18 dink, waar die tug en liefde onder mekaar bedien word. En dan op die einde, selfs wanneer iemand nie wil luister nie, selfs as dit tot op die verse punt gaan en hulle nie meer deel van die gemeente is nie, en jy hulle, soos Matteus 18 sê, as 'n heiden en 'n tollenaar moet sien. Beteken dit nie jy vermy hulle heeltemal nie, want die kerk het tog 'n roeping om aan die heidene en die tollenaars die evangelie te verkondig. So ek dink die verkeerdste ding wat ons kan doen is om mense wat met seksuele sonde of mense wat met enige sonde sukkel om hulle te vermy. So asof hulle ons gaan aansteek. En dis ongelukkig iets wat mens sien. Natuurlik, ons moenie sonde duld nie. Mag dit nooit goed praat nie, maar ons word geroep om mense aan te bedien. Ek dink aan as Paulus skryf maar van manne wat hy aan die duiwel oorgegee het. Met ander woorde, weg van uit die kerkse gemeenskap, uit deel van die wêreld. Dit beteken glad nie jy hardop vir hulle wegneem, maar dit beteken jy hou aan om hulle met die evangelie te bedien. So vir 'n begin is hierdie 'n baie belangrike punt en ek besef dit is vir baie mense baie moeilik en baie seer, baie ouers byvoorbeeld wat stoei, maar wat doen ek nou? My kind wil nie luister nie, wil nie hoor nie. Moenie vermy nie. En dit bring ons dan eintlik maar by die volgende deel om in liefde by die waarheid te bly. Nou, liefde en waarheid het mekaar nodig. Sonder waarheid is liefde net 'n sentimentaliteit. Dit is soos soet spookasem. Dit proe miskien vir 'n kort tydjie lekker, maar dit maak dit jou tande vrot. Maar sonder liefde is die waarheid koud en 'n hart. En ons kan nie fout dan maak om die waarheid te wil gebruik om mekaar seer te maak, sodat ons beter voel oor onsself. So hierdie roeping, ons vermy nie, maar ons bly in liefde by die waarheid. Hoe sal jy sê lyk dit? Ja, net voor ek op hierheen reageer, ek het tog geantwoord het en jy gesels oor die eerste punt, gevoel om ietsie by te voeg oor die vermy. Kyk, as ons nou 1 Korintiërs 5 lees, vers 9 tot 11 sê Paulus, ek het aan julle in die brief geskryf dat julle nie met hoereerders moet omgaan nie. Ek het egter nie bedoel die hoereerders van die wêreld of die gierigaards en rowers of die afgodsdienaars nie, want dan sou julle die wêreld moes verlaat. Nou skryf ek agter aan julle om nie met iemand om te gaan wat alles sy 'n broer, 'n hoereerder of 'n gierigaard of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower is nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. So wat is 'n spanningslyn hier, soos ek dit so kan sê, met die konsep van vermy. Hier word ons amper tipe van gesê om so 'n persoon te vermy, maar ek dink ons moet dit net reg definieer. Eerstens dink ek Paulus praat van twee tipe mense. Hy praat nie van die wêreldse tipe mense, die wêreld wat Christus al ken nie, of die mense daar buite wat hierdie tipe dinge doen. En sy houding is nogal anders teenoor die mense. En hy's baie sterker teenoor die mense in die kerk. So ek dink daar is 'n mate van ons waar ons kerkdissipline toepas, waar iemand dan nou in doelbewuste sonde, en dit is nie net seksuele sonde nie, want hy gee 'n hele lys daar.
Dit kan dronkenskap wees, dit kan drankmisbruik wees. Wanneer iemand tipe van doelwit homself verlustig met plesier, né, in dronkenskap of nou in seksuele sonde, of dit nou losbandigheid is, heteroseks, of losbandigheid homoseks is, dan is die boodskap baie sterk teenoor mense wat lidmate van die kerk is. En hy sê moenie eers met hulle saam eet nie. So natuurlik, ek dink gaan hier so oor die gemeenskaplike maal van nagmaal en so voorts. Dit beteken nie dat as ons die mense met kerkdissipline buite plaas, dat ons hulle totaal weet amper weer eens weaponize en dooddruk nie. Dit gaan nie oor, want die kerk word juis opgeroep, as ons iemand met kerkdissipline buite plaas oor so 'n situasie, dan word die kerk juis opgeroep om nog steeds uit te reik na daai mense. Dis deel van kerkdissipline, om hulle tot bekering te roep. So die vir my wat hiervan gepraat word, is meer die gemeenskap van die heiliges, die kerk, die erediens, en natuurlik kom mense erediens toe, maar ek bedoel goed soos die nagmaal. Ja. Maar ek wil tog hierdie houding wat nou, ek dink, inkom by hierdie boodskap van jou hier ook, hoe om die liefde by die waarheid te bly. Paulus is baie duidelik daar dat as ons in so afkeurige manier optree teenoor die wêreld, dan moet ons die wêreld verlaat, jy weet, dan kan ons eintlik hier wees. Ons het nog steeds 'n roeping hier as sout en lig van die aarde. En daai roeping beteken dat ons die waarheid in liefde bly praat soos Christus. En die liefde waarvan ons hier praat is nie ons humanistiese, sentimentele liefde waarvan ons so gevoed geraak het nie, né? Dit is, ek vat altyd Jesus 'n voorbeeld hoe hy omgegaan het met mense om hom. Hy het nie nodig gehad om te skel en te skree, en hy het nooit om sy punt oor te bring. Hy het suiwer net sonder enige spanning in homself gesê soos wat dit is. Nou ook by die vermy situasie is ons vermy mense, want ons het nie eintlik die moed om reguit vir mense die waarheid te vertel nie, né? En dis ook liefdeloos. Terwyl vir Jesus is dit geen uitdaging om selfs op Petrus te sê, wyk agter my Satan, jy bedink die dinge van die wêreld nie. So, ons moet ook bietjie eers na ons eie hart kyk, na ons die balk uit ons eie oog uithaal en vir ons vra, is ons regtig eerlik in die manier moet ons met mense omgaan? Gee ons werklik om vir hulle? Is ons werklik lief vir die waarheid, of is my grief met die sonde wat daai ou doen, my dryfkrag, hoekom ek nou wil iets sê daaroor, né? Baie keer, in die meeste van die gevalle, wil ons standpunte oor dinge hê, omdat dit is my eie hobbyhorse, as mense dit ook so in Engels kan doen, my eie, ek haat hierdie ding, jy weet, ek haat hierdie spesifieke sonde, en dan ons graag iets daaroor sê. En dis nie liefde nie, dis ook nie om die waarheid in liefde te praat nie. Maar waarheid in liefde, om die waarheid in liefde te praat, is ook om reguit en eerlik te wees oor jou eie sonde, maar ook die sonde wat ons moet aanspreek, en nie mense te weerhou van daai waarheid nie, maar dit ook nie moord te pleeg met jou tong, in die manier hoe jy dit doen nie. Om dit eenvoudig nie te sê soos die woord dit sê, omdat dit God aantas, dit laster God, sonde is teen God, soos Dawid gebid het. En dis natuurlik baie moeilik vir ons, want hierdie liefde waarvan ons hier praat, is nie 'n natuurlike liefde wat ons besit nie, dis 'n liefde wat die Here vir ons gee, deur die Gees. En daarom moet ons baie in gebed wandel, veral in hierdie tye waarin ons leef. Ek meen, ons het gesien hierdie afgelope week of 2, so insident, hoe hierdie ding ook maar, dis die sentrum van wat gebeur het in die wêreld. En hoe moet ons hierdie ding aanspreek, is dat die Here regtig vir ons die krag en die genade gee, dat ons woorde baie duidelik en reguit sal wees, maar dat ons ook die beeld van God, die beelddraer van God, respekteer in mense, en nie moord pleeg met ons tong nie. Ja, kyk, die liefde en verhoudings so belangrik. Ek dink maar aan Rosaria Butterfield en hoe sy tot bekering gekom het. Na haar lang stryd met seksuele sonde. Dit het daar bure gevat wat haar liefhet en aanhou liefhet. En dis waartoe die Here ons roep, en dan soos jy sê, dis liefdeloos om nie die waarheid te verkondig nie. En die fout wat ons as die Here se kerk kan maak, veral in tye soos hierdie is, omdat ons besef daar's 'n koste aan om eerder te swyg oor die waarheid. En as die kerk se stem nie gehoor word, dan is dit net die wêreld se stem wat gehoor word. So ons as kerk moenie skroom om te sê, hier is die waarheid, hier is wat God gegee het, hier is hoe God ons geskep het. Ja, dit kan gebeur dat ons vasgevang raak in iets anders, of skielik voel, maar ek voel iets anders as wat ek dink ek moet voel nie.
maar juist dan moet ons 'n groot liefde kan ondersteun en daar wees. Want baie mense wat hierdie stryd stry teen seksuele sonde voel baie keer baie alleen. En dan vind hulle baie omgee en wêreldse liefde op ander plekke as die kerk en dink wel dit is wat ware gemeenskap beteken. So hierdie aanhou lief hê en aanhou die waarheid verkondig en die aanhou daar wees en bereid wees om te luister. Dit vra natuurlik van ons as die kerk om te besef genade. Dit wat die genade wat ons beleef beteken nie alles is koud en klinies en volmaak nie. En ons stryd lyk baie keer anders as mekaar se stryd teen die sonde in ons heiligmaking. Dit vra van ons om onsself op te gee, selfopofferende liefde. Om te besef maar dit gaan nie hier oor my en my voorkeure nie, dit gaan oor wat is die waarheid en hoe kan ek iemand bystaan daarin. So om iemand net te vermy aan die een kant van die ander kant toe om net toe te klap oor enige vorm van gesprek. Dis nie waartoe ons geroep word nie, maar ons word ook nie daartoe geroep om net alles goed te keer en goed te praat ter wille van die liewe vrede nie, want as ons regtig lief is vir iemand, dan wil ons die beste vir hulle hê. Nie net die beste hier op aarde nie, maar die beste in ewigheid. En natuurlik speel ons lewens dan ook 'n rol. Nou, watter rol sal jy sê speel ons lewens wanneer ons iemand bystaan of teenoor iemand in liefde getuig? Ja, ek dink ons lewe moet eerstens kan ek sê in lyn wees met die woord. Dit moet die woord wat ons in glo, die evangelie wat ons glo en verkondig, dit moet in lyn wees daarmee. Ek kom weer terug na daai punt toe waar ons sê baie keer kan ons op 'n sekere ding aangaan in ons lewe, ding wat ons nie van hou nie, maar ons eie lewe, in ander aspekte van ons eie lewe, is ons vrysinnig oor ons eie sonde. Jy weet, nee, is okay dat ek maar, en ek gooi hierdie ding uit, want dit is ietsie wat ek agterkom maar baie onder in ons Afrikaanse kringe is. Weet, ons drankmisbruik is iets wat ek dink ons in Afrikaanse kringe regtig baie ernstig na moet kyk. En ons praat nie baie daaroor nie. Ek weet in my eie kringe ook dat is iets wat so stilweg maar vermy word, want dit is maar iets wat oral is en so en omdat dit maar baie in ons eie kringe is nie geliefd om daar te praat nie, maar ja, ons sal onsself die ruimte gun om te sê, ag 'n man kan hom so 'n bietjie nou en dan op 'n Vrydag jou kop kan so 'n bietjie uithaak, jy weet, nie te erg nie, maar nou nie te wild gaan nie, maar kom ons is rugby man, kom ons jy weet, ons gaan vanaand bietjie lekker kuier en saam met die Springbokke en so, en dan is dit okay daai is vir ons okay, maar laat net iemand nou net in 'n sonde, seksuele sonde val. Kyk, dan is ek die eerste ou wat daaroor uitkom, nê. En so ons moet eerlik met ons eie sonde wees. Ons moet eerlik met ons eie hart wees. En dit moet getuig van dit wat ons dan oor hierdie spesifieke sonde wil te sê. En ons praat mos nou hier oor seksualiteit, wat natuurlik gaan oor heteroseksuele en homoseksuele sonde. En ons is vreeslik baie uitgesproke, veral as mans, vreeslik baie uitgesproke, Afrikaner mans, uitgesproke oor die homoseks ding, jy weet. En veral as jy vir die ou geslag uitkom, is dan net een woord wat hy kant van die lyn is, en hy is dit, jy weet. En maar dit is okay as ons maar 'n bietjie vloek en aangaan om 'n braaivleisvuur en 'n vuil grappie hier en daar vertel. En ja, stuur maar vir ons medemans of vir mekaar dalk maar vrouens ook en vir mekaar 'n vuil grappie of twee. Dis okay, jy weet, dit is nou nie so erg. Dis dan nog nie dieselfde nie hoor, as 'n ou of 'n vrou wat nou vir homself daai kant van die lyn bevind nie. En so ons moet eerlik wees en ons moet die Bybel is Paulus is duidelik, laat geen vuil taal uit julle mond uitkom nie. En moet nie eers die goed van die wêreld onder julle toelaat nie, vlug daarvan af weg. Hy het daarvoor besonder gepreek uit in Timoteus 6 vers 11 tot 17 waar die eerste opdrag is vlug en gryp die ewige lewe. Vlug, en is so 'n sterk woord en so 'n sterk beeld wat hy daar uitgebring het. En so dit is wat ons lewe moet getuig daarvan. Ons lewe moet getuig van die vrug van die evangelie in ons eie lewe. En die woord moet daai nederigheid voor 'n heilige God in ons eie harte moet leef en wakker wees. Dan het ons die gesag om te praat. En dan kan ons met vrymoedigheid praat, want dit is hoe ons die balk
eers in ons eie oog uithaal, né? Mm. Dit is wanneer ons so met onsself omgaan. Want anders het ons nie integriteit om te praat na buite nie, want Ja. daar's baie aanklagte teen die kerk, veral in hierdie seksrevolusie tyd waarin ons leef met die hele LGBTQ agenda. Ja, julle sê so, maar julle maak so, jy weet. Julle konservatiewes praat so en so, maar kyk hoe gaan julle aan op naweke en so voort, weet. So ons moet met 'n lewe van integriteit suiwer aan die woord van God lewe. Ja, ek dink nou nogal aan Filippense 2 ook, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Met ander woorde, lewe as die verloste mense wat julle is. Want die vrug op ware geloof is 'n godvreesende lewe. En hierdie vrug wys dan op die ou einde vir onsself en vir die mense om ons, wel ek glo waarlik. En dan, soos jy sê, dit skep dan vir ons hierdie platform om te kan getuig. Te kan sê, wel, my lewe is verander. Die Here het my nuut gemaak. Ek kan hierdie boodskap met ander ook deel. En ek is baie bly dat jy bietjie van ander sondes ook gepraat het, want soos jy sê, ons is baie geneig om sekere sondes selfs in 'n ander kategorie te wil sit en sê, wel, ek is darm nou nie so nie. Dan klink ons vreeslik baie na die fariseer wat gebid het. O, ek is so bly, ek is nie soos al hierdie mense en soos hierdie tollenaar wat hier staan nie. As ons die genade beleef van redding in Jesus Christus, dan gaan ons vir hom wil lewe. En daardie lewe tot sy eer gaan dan vir ons die platform skep om te kan getuig. Vir mense te kan sê, maar kyk wat het die Here gedoen. Dan soos weer by daardie deel in 1 Korintiërs 6 van, so was van julle ook, maar julle het julle self laat skoon was. So ons lewe speel beslis 'n rol. Natuurlik kan ons lewe nie die verkondiging van die evangelie vervang nie. 'n godvreesende lewe moet saam met 'n oop mond dan gaan. Sodat mense kan hoor, maar wat dit is wat lewens verander. En ons laaste punt van vanoggend dan, en dis ons kan dit 'n punt noem of 'n pleidooi, maar ons word geroep om liefde te bewys. En nou nie liefde soos ons nou vandag gesê het, van elkeen kan doen wat hy wil, laat almal goed voel nie, maar ware liefde in waarheid. En ek dink een van die grootste, ek weet dit uit die woord, een van die belangrikste, grootste dinge wat ons moet doen is, ons moet volhard in gebed vir mense wat vasgevang is in sonde. Natuurlik volhard in gebed vir ons eie stryd teen die sonde, maar vir ander mense ook. Dis net die Here wat harte kan verander. Ja, bewys van liefde is dat ons as kerk, ek wil eers 'n bietjie fokus op die kerk, want ek wil op 'n manier terugstap na ook 'n bietjie vroeër, dat ons as kerk duidelik leef in ons tyd. Ek sien partykeer, en jammer ek het 'n paar in Engelse woorde, maar ek het nie goeie Afrikaans vir nie, 'n knee-jerk reaksie. Ons het baie keer 'n knee-jerk reaksie op dinge, né? Daar gebeur nou dinge in die wêreld, en afgelope week of 2 dan nou groot dinge in die wêreld gebeur. Nou moet ons opspring en nou moet ons iets sê, ons moet nou iets doen. Waar was ons van tevore? Hoekom het ons nie van tevore konsekwent geleef met ons getuienis in die wêreld nie? Jou kerk en jou omgewing. Dit moet nie nou skielike ding wees, okay, nou moet dit op my preekstoel kom, of nou moet my predikant iets daaroor sê, of nou moet my kerkraad iets daaroor sê, of moet nou 'n brief uitsit daaroor, of nou vlieg almal die wêreld en dan moet nou iets gesê word. Maar waar was ons voor dit? Nee? Die kerk in die omgewing waar jou kerk staan, daar waar jy lewe by jou werk, was jy altyd sout en lig daar waar jy was? Konstant. Dit moet nie nou 'n verrassing wees vir jou werksmense, dat jy nou skielik iets te sê het oor homoseks of LGBTQ of transgender of buiteegtelik of losbandigheid nie. Dit moet iets wees wat konstant aan jou lig uitstraal, selfs met jou kerk, selfs met jou kerkraad. Dit moet nie nou skielik 'n ding wees wat nou na vore kom na iets in die wêreld gebeur nie. En dit is 'n bewys van ware liefde, glo ek, dat ons werklik omgee vir die plek wat ons geplant is. Dis tog die roeping van die kerk. Gaan dan heen, verkondig die evangelie aan alle mense, begin by jou eie Jerusalem. So liefdesbewys is dat ons werklik 'n getuienis lewer van die evangelie en van die waarheid van die woord. Daar moet geen geheim wees nie. In 'n ware kerk en in 'n gesonde kerk
en ook in 'n ware goeie lidmaat, moet daar geen geheim wees by jou mense om jou of by die omgewing waarin die kerk is. Wat is die woord se waarheid oor die aspekte van die kultuur waarin ons leef, maar bo dit alles, wat is die evangelie nie? En ons is geneig om, veral wanneer dit by ons eie familie kom of eie vriende kom, nie maklik te praat oor hierdie goed nie. Ek het net toe gedink daaraan, daar's baie mense want hierdie ding kom op, hierdie seksuele revolusie, veral oor die LGBTQ goed is, maar baie nie oop nou. En daar's baie mense wat sê, uit die kas uitkom nou, as daai slagspreuk gebruik. Dit is moeilik om baie mense draai humanisties, want dis nou eie kind, of dis eie familie, broerskind, of eie familie, en dan, dis nie liefde om dit te doen nie. Ons moet nog steeds, alles het ons eie familie, vir alles het ons eie familie, is baie duidelik en eerlik wees, oor hierdie goed, en baie duidelik eerlik wees, by ons werke ook, jy weet. Ek werk nog, ek is 'n tentmaker, predikant op die oomblik, en ek word baie gekonfronteer met my werk, veral by groot koöperatiewe besighede. Hierdie goed word in jou keel afgedruk, nê. En om daarmee saam te leef is nie maklik nie. Maar liefde is dan ook dat ons eerlik is hieroor en openhartig is hier teenoor. Maar nie op 'n aggressiewe manier, op 'n baie moorddadige manier nie, soos dat ons nou maar die reaksie tans van die linkerkant af sien nie. Ons moet eerlik net reg die waarheid sê. Ons moet nie die bedreiging in onsself voel as 'n spanning in myself, en nou moet ek so aggressief oorkom nie, ek moet dit haat en ek moet veg daaroor nie. Sê dit eenvoudig wat dit is. En ons bewys liefde dan ook eerlik met mense te wees. Maar dan ook dink ek verder op pad te stap. Daar's mense in die kerk met hierdie goed worstel. En ek dink dis waar die pastorale kant ook baie belangrik is, en is moeilik, veral in ons Afrikaner omgewing, om met mense te help, want dit is ding wat vreeslik in ons eie wroging sit. En nou is daar 'n lidmaat in jou kerk, of 'n kind in jou eie familie wat hiermee worstel. En hulle is te skaam om uit te kom en vir mense te sê. So ons moet daai mense help, regtig opreg help. En daar is 'n verskil tussen mense wat opreg worstel en mense wat dit soos die linkse kant vandag aggressief in jou gesig beveg en sê dis reg. Dis 'n verskil. En ons moet daai verskil in ag neem as ons met mense werk. Die mense wat regtig vra het en worstel en eerlike probleme het en kwessies het hieroor, moet ons omarm. Ons moet 'n broeder wen, ons moet 'n suster wen. Met die woord van die Here, met die suiwer woord van die Here. Ja, jy het nou baie belangrike dinge gesê. Iets wat vir my uitstaan is die woordjie skaamte. As ons self met hierdie sonde sukkel, of as ons 'n familielid het, dan is ons baie keer baie skaam daaroor. Maar ons moet juis in die Here se kerk hierdie plek van vertroue hê om daar te kan praat. Dit beteken nou natuurlik nie jy hoef dit aan die groot klok daan nie, maar jy moet iemand in vertroue kan neem. En ons sien dan eintlik nou weer terug hoe belangrik dit is vir 'n ouderling om huisbesoek te doen. Lidmate geleenthede te gee waar hulle kan praat en saam kan stoei en kan worstel. Ek dink die belangrike van vandag se boodskap is om mense te herinner, maar hulle is nie alleen nie. Jy is nie alleen in jou stryd teen die sonde nie, al voel dit so. En al voel dit of niemand anders verstaan of niemand anders weet nie, jy is nie alleen daarin nie. En die Here roep ons in sy kerk, juis vir 'n tyd soos hierdie ook, om die waarheid en liefde in ons verhoudings te verkondig. Ek weet nie of jy enigiets wat jy wil byvoeg het nie. Ja, ek wil ietsie byvoeg, toe jy gepraat oor huisbesoek, toe dink ek daaraan. En ons moet ook, weet, want ons skinder is 'n groot ding onder ons. Dis nou deel van een van die sondes, wat ons nie daarvan hou om oor te praat nie. Maar skinder is groot onder ons, en veral met die sosiale media wêreld wat ons het, en so gou vir iemand vinnige WhatsApp te stuur. Het jy die storie gehoor? Wat het daai ou aangevang? Wat gaan in daai familie aan? Of wow. Jy weet, so as ons mense help, dan moet ons die privaatheid, veral ouderlinge en kerkrade, streng met hierdie privaatheid omgaan. Veral wanneer ons werk met mense wat eerlik sukkel. As daar 'n lidmaat in ons gemeente is wat regtig sukkel, en ons is in ons help en ons is 'n stryd, en die persoon erken eerlik en hy soek hulp, daai tipe werk moet regtig privaat gehou word. Dit moenie 'n vrou bespreek word, dat dit van daar af na iemand anders toe gaan nie.
Ouderlinge en kerkraad en predikante moet daai kring klein hou in die begin, baie klein. En as die persoon natuurlik uitkom en erken en sê ek bely openlik, bid vir my en ook gebed vra, dan kan mense dit bietjie weier vat op sy versoek. Maar ons moet regtig, want dit is ook liefde om dit te doen, om die persoon te beskerm, né? Want ons weet hoe gewoon werk dit as mense uitkom, né? En as die situasie uitkom, hoe kyk mense Sondag na mense as hulle in die kerk kom sit, né? So ons moet regtig ook daaraan dink en ons moet daai privaatheid behou en die pad privaat stap. Dis natuurlik nou anders wanneer die saak uitkom en is soos kerkdissipline, want dan moet ons na die gemeente toe gevat word. Dan kom die saak uit. Maar dan moet die kerkraad en die ouderlinge nog steeds die leiding neem om die regte toon by die gemeente oor te bring. Hoe gaan ons met hierdie persone om? En die gemeente duidelik lei in wat ons moet benadering en ons gedrag teenoor so 'n persoon moet wees. Wat dan nou onder kerkdissipline in tug is en eventueel dan sou buite die kerk geplaas word. So ek wil net daai punt bygebring het. Dankie Jaco, en dis natuurlik deel daarvan om die waarheid in liefde te praat, om waarlik lief te wees, en dis natuurlik nog een van die redes waarom die Here baie spesifieke vereistes het vir amptdraers. Ons bede is dat hierdie reeks en hierdie episode jou vastigheid en troos en hoop gegee het. Ons bede is ook dat die Here dit sal gebruik in sy kinders se lewens, om die kerk mee by te staan as dit sy wil is. So ek gaan jou uitnooi, praat met jou predikant, praat met jou ouderling, praat met jou ouers, praat met jou kind. Ons moet in liefde by die waarheid bly, en ons het dan die troos dat Christus vir al ons sonde gesterf het, en dat dit hy is wat ons nuut maak. Dankie dat julle saam geluister het, of gekyk het na vandag se episode, en ons sien uit om binnekort weer in 'n volgende reeks verder te gesels. Totsiens.